Here, dankie dat U hier is vandag. Dankie dat U altyd by ons is. Dat U deur ons is, dat U onder ons is, dat U bo ons is, dat U in ons harte is, dat U voor ons, agter ons, oral by ons is. Here, dankie dat ons deurtrek kan wees deur U liefde. En Here, help ons asseblief om te luister en by U voete te gaan sit vandag en te hoor wat U woord vir ons vandag wil sê. En dat ons 'n deel van ons lewe sal maak. Dankie Here dat U ons belangrik en kosbaar genoeg ag om hierdie vir ons te gee. Dankie dat ons gemeente kan wees. En dankie vir U liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees Johannes 20 van vers 19 af. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy ook oor hulle en hy sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir my en as julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, wat nie by die disippels was toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vingers in die merke van sy spykers steek nie en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is die wat my nie gesien het nie en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Sodat ons in sy naam die lewe kan hê. As ons wonder wat is lewe, wat het Jesus gedoen? Daai so lank terug het ons sulke bandjies gedra, hè? What will Jesus do? Die lewe leef ons soos wat Jesus geleef het. So Jesus het opgestaan uit die dood uit. Die disippels het hierdie nuus gekry, hulle verlosser lewe. Dis nie meer hierdie morbiede ding van hy's dood, hoe kan hy dood wees? Hy was dan veronderstel om ons te red nie. Dis nou anders. Hy lewe. Hy lewe, hy het opgestaan uit die dood uit. Maar hierdie nuus was vir hulle dalk baie goeie nuus en hulle het nuwe hoop gekry. Maar vir 'n klomp ander mense was dit nie sulke goeie nuus gewees nie. Hulle het nie daarvan gehou nie. Hulle was nie so bly oor die nuus nie. Want dit beteken hulle moet nou actually doen wat Jesus gedoen het. En as hulle hom aanvaar as hulle verlosser, moet daar 'n klomp goed verander wat hulle nie van gehou het nie. So die disippels is bang. Hulle is uitgeskuif, hulle staar 'n klomp goed in die gesig, soos om gearresteer te word, om weggejaag te word uit die sinagoge uit, om geskort te word, om uitgeskuif te word uit hulle sosiale sirkels uit, om eenkant gelaat te word. Daar's 'n klomp goed wat hulle voor bang geword het. Wat nou? Wat nou? Wat doen ons nou? Hoe gaan ons hierdie oorleef? Want soos ons nou gesê het, ons wil graag veilig voel. Ons wil inpas. Ons wil geliefd voel. Dis deel van ons DNA. Ons wil iewers behoort. Ons wil weet, iemand sien my raak.
Daar's 'n baie groot sosiale risiko vir hierdie disippels. So hulle is bang, hulle kruip weg. En as mens kyk na die Johannese gemeenskap waaruit hierdie brief geskryf is, bietjie later, so in die 80s na Christus, was dit presies dieselfde probleem wat hierdie gemeenskap ook gehad het. Hulle is uitgeskuif uit die samelewing uit. Hulle is uitgeban. Hulle mag nie naby mekaar met ander mense gekom het nie. Mense het snaaks na hulle gekyk, mense het hulle anders behandel. Hulle is uitgeskuif, hulle is alleen. Hulle ervaar verwerping. Pyn en seer kry en swaar kry is een ding, maar om alleen daardeur te gaan, dit is heeltemal anders, nee? Dit is baie erger. Dit is baie erger as jy niemand het wat daar is vir jou, wat jou help en wat jou ondersteun nie. Maak dit 10 keer erger. So die disippels sit hier agter toe deure bang en hulle weet nie eintlik wat om te doen nie. En hier verskyn Jesus aan hulle. En hy sê vir hulle, vrede vir julle. Nie net 1 keer nie, 2 keer. Wat eintlik sê maar, hy bedoel dit. En hy wil hê, dis belangrik dat julle moet hoor, daar is vrede vir julle. Daar is 'n plek waar julle behoort. Ek gee dit vir julle. Hy kom en hy sê vir hulle, moenie ontsteld wees nie, ek het julle. Ek's by julle. Ek sal julle nooit alleen los nie. Julle sal nooit alleen wees nie. Weet dit. En hy blaas die Heilige Gees oor hulle en sê my, ek deurtrek julle met my. Jy is by my. Ek sal jou nooit los nie. En dis die wonderlike van God, is om te dink dat God aan alles gedink het, né? Hy ken ons van ons kop tot ons tone, hy ken ons behoeftes, hy weet presies wat ons nodig het in die lewe. Presies. Nie net fisies nie, nie net geestelik nie, nie net emosioneel nie. Hy weet alles van ons af. Hy weet ons het mekaar nodig. Hy weet ons het hom nodig. Hy weet ons gaan dit nie maak as ons alleen deur die lewe gaan nie, want ons is nie gemaak om so te wees nie. Ons is gemaak om vir ewig saam met God te wees. Hy het geweet dit gaan nie maklik wees nie. So hy maak 'n plan dat ons letterlik nooit alleen hoef te wees nie. Die Gees kom leef binne in ons. En dan stuur hy ons uit om te gaan leef. As ons elke Sondag dan staan dit op die bord, né? As ons klaar is met die diens. God stuur jou om te gaan leef, né? Want God sê, ek is by jou, kom ons leef die lewe saam met my. Hy sê, gaan leef my voorbeeld. Jesus stuur ook hierdie disippels uit. Hy gaan, julle het nou ontvang en gesien hoe ek lewe, hoe ek julle hanteer, hoe julle voel wanneer julle naby my is. Hy sê, gaan leef dit nou waar jy uitgaan. Help mense om dit ook te beleef. Hierdie geweldige liefde, omgee en die redding wat hulle gekry het by Jesus. Gaan wees dit vir ander mense. 1 Johannes 4 staan daar, wanneer ons mekaar liefhet, word God sigbaar in die lewe. Is dit nie mooi nie? Wanneer ons mekaar liefhet, word God sigbaar in die lewe. So dit is waaroor ons as gemeente wees ook gaan. Om 'n gemeenskap te wees waar bang mense 'n veilige tuiste kan hê. Om 'n gemeenskap te wees waar daar vergifnis is as mense met hulle skuld en hulle seer hier aankom en sê, maar ek het so droog gemaak. Ek het so droog gemaak. Ek kan dit nie terugtrek nie, maar ek is so jammer. En waar die hele wêreld hulle verwerp, waar die Here sê, maar nooi hulle in. Bied vir hulle 'n tuiste. Bied vir hulle 'n plek waar hulle kan welkom voel. En laat toe dat God met hulle werk. Jesus kom doen al hierdie goed vir hierdie mense. Hy behandel hulle met absolute liefde. Hy vergewe sondes en hy sterf selfs vir mense se sondes, sodat hulle by God kan uitkom, sodat ons by God kan uitkom. En as hier staan, waaroor gaan vergifnis, en hy sê, maar as julle mekaar nie vergewe nie, dan sal God julle ook nie vergewe nie. Dit gaan oor, as ek mense
ek is God se beeld in die wêreld, né? So as ek mense sleg hanteer, ervaar hulle God ook sleg. As ek sê God is ek is God se kind, dan moet ek optree soos God se kind. En as ek sê ek is God se kind, maar ek tree nie so op nie, dan ervaar mense God as hoe ek is, né? Dit is eintlik 'n verskriklike groot verantwoordelikheid, né? So as ek sê ek weier om mense te vergewe, ervaar mense dat God nie vergewe nie. Nee, so dis nie ek wat mense vryspreek nie. Ek kan nie die hemel oop en toesluit vir mense nie. Maar wanneer ek as kind van God ander mense hanteer, moet hulle beleef wie God is. En dis waaroor hierdie gaan, is wat is ons, hoe leef ons binne hierdie gemeenskap van gelowiges, waar ons mekaar hanteer? Leef ons soos God wat my vergewe het, asof God my vergewe het? Leef ons deur te glo dat as iemand voor jou kom staan en hy beleef skuld, en hy weet hy het verkeerd gedoen, hy of sy weet hy het verkeerd gedoen, vergewe ons mense, gee ons mense tweede kanse. Ek weet, dit is nie maklik nie, ek dink dit is seker een van die moeilikste dinge, maar wie is ons wanneer mense beleef, 'n belewenis het van God se gemeenskap? Is ons wie Jesus was? Is ons wie God is? 'n gemeenskap waar iemand wat heeltemal uitgeskuif is in die samelewing kan tuis voel, mag oorbegin. 'n gemeenskap waar daar spasie is vir mense om vrae te vra, net soos Thomas vrae gevra het. Jesus weet Thomas twyfel. Hy weet hy's nie op 'n goeie plek nie. Hy sê ook vir hom, dis nie ideaal nie, want mense wat nie sien nie, kom tot geloof. Nee, gelukkig is hulle, maar jy twyfel. Hy sê hy weet, dis nie die ideaal nie, maar kom my kind, kom kyk, kom voel, glo. God wat 'n plek vir ons skep, selfs al twyfel ons. Selfs al wanneer ons vra, selfs al is ons kwaad, selfs al voel ons al hierdie emosies, wat ons baie keer voel, maar ons moenie eintlik nie, maar ons doen. Ons weet nie hoe om dit anders te doen nie. 'n gemeenskap te skep, waar ons sê, maar God het dit vir my gedoen. En God wil dit vir jou ook doen. Ek verstaan jou nie. Ek verstaan nie hoekom jy gedoen het, wat jy gedoen het nie. Maar kom ons vergewe mekaar, kom ons skep 'n gemeenskap waar ons regtig omgee. En dit beteken nie ons sê alles wat mense doen is reg nie. Ons sê nie sondes raak reg nie. Ons sê net, maar die Here het vir ons 'n tweede kans gegee. En as ons regtig berou het, moet ons ook vir ander mense 'n tweede kans gee. Ons kan nie hulle wegwys nie. Jesus sou hulle nooit weggewys het nie. God kom na ons toe, ons beleef iets van wie hy is en wie ons is. Hy kom gee vir ons 'n nuwe identiteit. Hy sê, my kind, ek sien jou raak, ek is lief vir jou, ek het gesterf vir jou, sodat jy by my vir ewig en vir altyd kan wees. Dis wie ons is. Kind van God, spesiaal, kosbaar, uitgekies, nuut gemaak, vrygemaak. En ons leef saam met hom, maar meer as dit, ons het mekaar nodig. En die Here het geweet ons het mekaar nodig. Dis hoekom hy nie individueel na mense toe gegaan het en sê, leef jy nou maar daar en jy daar en daar. Hy het 'n klomp mense by mekaar gebring en sê, wees daar vir mekaar. Ek is by julle, ek sal julle nie los nie, weet dit, maar wees daar vir mekaar. Ondersteun mekaar. As iemand twyfel, wees daar vir hulle. As iemand sukkel, wees daar vir mekaar. Dis wat God vir ons, dis hoe God ons as gemeenskap van gelowiges geroep het. Ons het mekaar nodig, want die lewe is swaar, ons maak nog steeds foute, ons vra nog steeds vrae, ons 'n klomp goed waartoe ons gaan, ons het mekaar nodig. As ons sê aan ons missie, ons gee, ons verheerlik vir God, en ons gee om vir mekaar, dan is dit waartoe God ons roep, om regtig met diep innige liefde vir mekaar om te gee. Nie mekaar seer te maak nie.
Ons doen, want ons is mense, maar ons moet regtig ons bes probeer om daar te wees vir mekaar. Ons kort mekaar, ons het mekaar nodig, ons het 'n gemeenskap van gelowiges nodig. So 'n hele ou prentjie van, as jy na kole kyk, as jy die kole aansteek, dan is die kole lank warm. Maar haal jy nou een koeltjie uit en sit hom een kant, hy brand nog steeds, maar gaan nie lank warm bly nie, né? Hy brand maklik uit. Ons het mekaar nodig. Ons moet mekaar verantwoordelik hou en mekaar help om getrou te bly in ons roeping. Getrou te bly in ons geloof en te weet, maar God, mekaar partykeer herinner, maar God was nog altyd by jou. God sal ook altyd by jou wees. Hou uit, jy is veilig, hy is by jou. So ons gaan hierdie kwartaal bietjie kyk oor hoe lyk so 'n gemeenskap van omgee. Hoe lyk dit as mense veilig kan kom in 'n gemeenskap van gelowiges? So mag ons dit wees. My gebed is dat ons dit mag wees en mag ons dit leef. Kom ons bid saam. Here, dankie vir dit wat U vir ons kom doen het. Dankie dat U vir ons kom wys het wat dit beteken om regtig lief te wees. Tot op die punt dat U gesterf het vir ons. Tot op die punt dat U U lewe gegee het sodat ons by U kan wees. So lief het ons het U ons. U het tot op die uiterste gegaan sodat ons by U kan wees, Here, want ons kan nie sonder U nie, Here. Ons kan nie oorleef sonder U nie. Ons sal vir ewig soek, ons sal vir ewig sukkel, ons sal vir ewig soek na iets wat ons volleeg, want U het ons gemaak om by U te wees. Dankie dat ons by U mag wees. Dankie dat ons kan gevestig wees in U teenwoordigheid. Maar Here, help ons ook om dit wat ons beleef by U ook vir mekaar te wees. Dat ons sal omgee vir mekaar. Dat ons daar sal wees vir mekaar, dat ons 'n gemeenskap sal wees wat anders is. 'n Gemeenskap wat regtig lief het met ons hele hart, selfs al verstaan ons nie altyd nie. Mag ons veilig wees by mekaar. Mag ons veilig wees by U. En mag ons weet dat maak nie saak wat gebeur in hierdie lewe nie, niks kan ons skei van U liefde nie. Dankie Here vir al die liefde en die genade. Amen.